Vriende, baie welkom by hierdie week se episode van Wêreldwys hier op Marula Media. Ek staan weer hier in Washington DC, die Amerikaanse hoofstad. Nou ja, die afgelope 3 weke hier vanuit Amerika het ons berig oor baie dinge en baie plekke. En in hierdie week se laaste episode gaan ek so ietsie van alles vir julle vertel. 'n Bietjie van die reis deur die suide van Amerika, interessante plekke in deelstate soos Arkansas, Georgia, in Charlotte, in North Carolina, in Virginia, 'n hele paar plekke vir julle wys. Interessante goed is ook die afsluiting die heel laaste dag hier in Michigan. Maar ek is nou hier met my tweede laaste dag van hierdie solidariteit beweging skakeltoer nog hier in Washington DC. En wat 'n besondere stad om te wees. Ek wys ook vir julle nou ietsie van die federale Hooggeregshof en belangrike hofsaake wat oor die volgende paar weke hier by die federale Hooggeregshof aangehoor word. Baie belangrike sake hier in die Amerikaanse Kongres agter my. Julle hoor waarskynlik alles in die nuus van die federale regeringssluiting, belangrike wette wat dien hier. Ja, dit is 'n dinamiese stad. Dis 'n dinamiese omgewing. Amerika is 'n dinamiese land. En dis dalk my boodskap in hierdie week se potsending, dat ons moet versigtig wees om partykeer die negatiewe uit die media te neem en te dink, maar is baie dinge fout in Amerika, gaan baie dinge fout. Hier is baie dinge fout in Amerika, maar hierdie is steeds 'n kragtadige land, 'n reuse ekonomie. Hier's innoverende dinge wat gebeur in Amerika. Dit is eintlik 50 lande in een, en dit was my ervaring oor jare se besoek in Amerika. As jy reis deur die land, jy gaan van staat na staat, is eintlik elke Amerikaanse deelstaat byna soos 'n land op sy eie. Dit skep baie kompetisie tussen deelstate, baie innovering, baie interessante ekonomiese dinge wat in verskillende streke afspeel. Dit maak dit uiteindelik wel 'n baie interessante land en sekerlik steeds die grootste ekonomiese krag in die wêreld, waarskynlik ook polities en militêr die geval. Ja, dis iets oor hierdie week se potsending en die volgende paar kort videoetjies wys ek dan vir julle iets van hierdie laaste week se toer hier deur Amerika. Ek staan hier voor die federale Hooggeregshof in Washington DC. Nou, natuurlik hoor julle baie oor die federale Hooggeregshof van Amerika. En die rede daarvoor natuurlik dat dit die hoogste hof in Amerika is wat groot en belangrike beslissings maak. Nou, hierdie week het die hof geopen na sy somerreses en 'n reuse termyn wat voor lê. Dit word eintlik beskou as die Trump-termyn, wat baie van die beleidskwessies wat president Donald Trump die afgelope paar maande onderneem het, sal oor beslis word in hierdie termyn van die sitting van die federale Hooggeregshof. Dit is nou kwessies soos om op groot skaal personeel van die federale regering af te dank, immigrasie kwessies, besnoeiing aan spandering, al die groot ander belangrike beleidskwessies soos deportasies. Ons het almal van al die dinge gehoor. Daar's op sommige van hierdie tydelike uitsprake gewees. Een belangrike saak wat ook vir ons in Suid-Afrika raak, is 'n saak wat op die 5de November hier aangehoor word. En dit gaan oor die tariewe. Daar is 'n saak aanhangig gemaak oor die grondwetlikheid van algemene invoertariewe op alle lande in die wêreld. En die regters hier in die hof hier agter my sal op die 5de November daardie saak aanhoor. So 'n baie interessante termyn van groot belang vir die Withuis en vir Trump. Baie groot belang vir Amerika, die rigting waarin die federale regering sal gaan, maar dit raak dan natuurlik ook rondom die tariewe ons in Suid-Afrika. So, dit ietsie interessant oor hierdie baie belangrike instelling, die federale Hooggeregshof van die VSA. Ons stap hier in die bekende Arlington begraafplaas. Dit is natuurlik hier in Washington DC, net suid van die Potomac rivier. In die kant van Virginia, 400,000 Amerikaanse soldate wat hier begrawe is, maar ook bekende mense soos jy kan sien, John F. Kennedy, natuurlik ook die tomb van die unknown soldier. Ek sal 'n bietjie foto's daarmee saamplaas. Ja, baie bekende besienswaardigheid hier, plek waar daar belangrike geleenthede gehou word, natuurlik geweldig baie soldate uit Amerika se grootste oorloë, die 2 wêreldoorloë, die Koreaanse oorlog, die Vietnamese oorlog, wat almal dan hier begrawe is. So ja, die baie bekende begraafplaas wat mense al soveel keer in films gesien het en televisiereekse, ja, 400,000 van hierdie witgrafte hier in die Arlington begraafplaas. So, sommer net gedink om vinnig dit vir julle te kom wys, ons het regtig net 'n paar minute gehad om gou hier te stap. Ja, die grootste besienswaardighede seker hier wat mense besoek gewoonlik is die Kennedy graf
en dan ook die graf van die onbekende soldaat, waar daar dan altyd wag is wat daar staan, en natuurlik baie bekende of baie onbekende soldate. Hier sien 'n mens die name op die grafte, maar hier is ook baie grafte van soldate wat tot vandag toe nog nie bepaal is wie hulle is nie. En daarom dan die verwysing na die onbekende soldaat. Ek voeg so 'n bietjie 'n videoetjie daarvan by. Ek staan hier in 'n interessante dorp waarvan party van julle dalk al gehoor het, maar die meeste waarskynlik nog nie. Dit is in die Amerikaanse deelstaat Arkansas. Nou Arkansas in die diep suide, tussen Texas, Louisiana, Missouri en natuurlik Tennessee wat na die ooste geleë is. En Arkansas, baie interessante staat, een van die armer state in Amerika, baie sterk republikeinse staat, maar hierdie dorpie, en dis 'n klein dorpie waarin ek hier staan, is van groot historiese betekenis, want Hope, Arkansas is die dorp waar Bill Clinton sowel as Mike Huckabee gebore is. 1946 is Bill Clinton in hierdie huis hier agter my gebore. Dit was sy geboortehuis. Redelike armoede hier groot geword. Bill Clinton wat in 46 gebore is, en uiteindelik het hy natuurlik ook gouverneur geraak van Arkansas vir 2 termyne, daar in die laat 80s, vroeë 90s, en uiteindelik Amerikaanse president vir 2 termyne in die 90s tot en met 2000. Maar 9 jaar na Bill Clinton is ook Mike Huckabee in hierdie selfde dorpie Hope hier in Arkansas gebore. Mike Huckabee uit 'n baptiste familie, suidelike demokrate, ook in armoede groot geword. Hierdie is 'n baie arm staat en was daardie tyd natuurlik in die 40s en 60s 'n uitsonderlike arm gebied gewees, maar vandag nog een van die, so ek sê, 5 armste deelstate in Amerika. Mike Huckabee uiteindelik ook vir 2 termyne gouverneur geraak van Amerika, en in 2004, toe ek hier in Amerika gewerk het vir die Bush-veldtog, het ek hier in Arkansas vir Mike Huckabee ontmoet, en toe was hy reeds in sy 2de termyn as gouverneur van Arkansas. Nou tans is Mike Huckabee se dogter, Sarah Huckabee Sanders, die gouverneur hier in Arkansas, so die Huckabee verhaal duur voort, en Sarah Huckabee het natuurlik ook op 'n stadium hier in Arkansas as kind in hierdie dorp in Hope gewoon. Nou Mike Huckabee is tans die Amerikaanse ambassadeur in Israel. Daarvoor het hy nog ons baie bekendheid die afgelope paar maande verwerf met al die verhoudinge tussen Amerika en Israel en die oorlog daar. Maar Huckabee was ook in 2008 Amerikaanse presidentskandidaat vir die Republikeinse party, en hy het gestaan veral dan teen John McCain, wat op daardie stadium die senator van Arizona was, en dit was uiteindelik nogal 'n stryd tussen hulle twee. McCain wat voorgeloop het, maar Huckabee wat hom behoorlik bietjie opdraande gegee het, en dit was omdat dit 'n tydperk was waarin die Republikeinse party reeds 'n oorgang begin maak het. John McCain het nog die nuwe-konservatiewes verteenwoordig, die soort van interventionistiese Republikeine uit die Bush-era, wat gehou het daarvan om 'n oorlog te gaan maak in die buiteland, en Huckabee het die Christen-konservatiewes verteenwoordig, die amper meer hedendaagse soort van werkersklas en middelklas Republikeine, en uiteindelik Huckabee wat nie presidentskandidaat geword het nie, maar wat daarna 'n televisieprogram op Fox News aangebied het, ook op 'n Christelike kanale program aangebied het, en dan nou vandag uiteindelik die ambassadeur van Amerika. So ja, wat 'n historiese dorp hierdie, Hope, Arkansas. Dit vertel die verhaal van wat in die suide gebeur het. Die ou Southern Democrats, wat konservatief was, iemand soos Bill Clinton, wat hier vanuit die suide as 'n demokraat verkies kon word as Amerikaanse president, baie gemaklik met 'n groot meerderheid hier kon verkies word as gouverneur, en uiteindelik ook Arkansas, wat daardie omkeer gemaak het, weg van die demokrate af na die Republikeine toe, en uiteindelik deelstaat wat verlede jaar met 'n reuse meerderheid vir Donald Trump verkies het. Ek dink om die waarheid te sê, hierdie was waarskynlik een van sy top 5 beste state waar Trump gedoen het, regtig 'n reuse oorwinning hier in die diep suide, pragtige dorpie, maar redelike arm dorpie, Hope, Arkansas. Ek
staan hier in Charlotte in North Carolina. Charlotte is die grootste stad in North Carolina. Dis hier in die middestad en ons staan hier by 'n stasie, die Oos-Wesstraat Boulevard stasie van die trams. Nou hier's trams wat hier verbykom. En natuurlik was hierdie in die nuusfees internasionaal en dis ook in Suid-Afrika met die bekende vlugteling uit Oekraïne, Irina Zarutska, wat in Augustus vanjaar hier vermoor is binne 'n treineenheid. Sy was op pad terug huis toe gewees, sy werk by 'n pizza winkel, rustig gesit en sy is natuurlik deur 'n man aangeval en doodgesteek met 'n mes. Dit het 'n groot opskudding hier in Amerika veroorsaak, juis omdat soveel misdadigers vrygelaat word, ook in 'n demokratiese stad soos hierdie sosiale, hierdie spesifieke man wat 10 keer vrygelaat is op ernstige misdade, uit voortgegaan en op 22 Augustus verjaar het hy haar hier, presies hier, op hierdie plek vermoor. 'n Baie ernstige misdaad. En dit het gelei tot hewige proteste in Amerika, groot ongelukkigheid oor die voortdurende geweldsmisdade in Amerikaanse stede, en dan die feit eenvoudig dat mense nie vervolg word nie. Die vraagstuk oor hoekom word mense wat herhaaldelik misdade pleeg dan nie vervolg nie. En ek het gedink dit sal net interessant wees om vir julle hierdie plek te kom wys. Dis presies hier waar dit gebeur het, in so 'n tram op hierdie stasie, deel van hierdie enorme probleem van geweldsmisdade en kriminaliteit in Amerikaanse stede. En natuurlik iets wat die Trump-administrasie ook probeer hanteer en probeer oplos. Groot debat daaroor hier in Amerika. Ek is hier in die dorp Strasburg in die Shenandoah Vallei van Virginia, so wat 80 myl suidwes van die Amerikaanse hoofstad Washington DC. Nou kom vertel ek vir julle van Strasburg. Baie historiese dorp, in 1761 opgerig deur Duitsers van Switserse afkoms. Nou hulle het gevlug uit Europa weens die vervolging van protestante. Ons ken dit natuurlik bietjie uit ons eie geskiedenis, en baie van daai Duitsers het eers in Pennsylvania gaan vestig, toe later boere geword hier in die Shenandoah Vallei. Natuurlik ook in latere tyd, 100 jaar later, nadat dorpe soos hierdie gestig is, het hulle 'n groot rol gespeel in die burgeroorlog. Nou reg rondom hierdie dorp Strasburg is daar slagvelde uit die Amerikaanse burgeroorlog. Ons is natuurlik hier in die hart van die Amerikaanse suide, maar ja, hierdie dorp gestig deur 'n boer afkomstig uit wat vandag Switserland is, Duitssprekende, en dit was op 'n stadium die taal van hierdie dorp van Strasburg. Hier is Duits gepraat, hoofsaaklik Duits. Die Engelse was heelwat verder wes in die berge gewees, meer in die rigting van wat vandag West Virginia is. Ek dink is vir ons baie belangrik, baie histories, die verskillende ooreenkomste met die Duitsers wat hier gevestig het, hulle verhaal as boere, hierdie pragtige dorpe wat hulle opgerig het, met tyd natuurlik ook oorloë waaraan hulle betrokke geraak het, in hulle geval natuurlik teen die moorde in die VS. En ek het tog gedink vir julle iets daarvan te vertel, baie mooi historiese dorp. Ek is hier in die sentrale dele van Pennsylvania. Ja, hier is afgeleë gebied in Amerika, klein dorpies hier in 'n redelike bergagtige gebied in die sentrale dele van hierdie baie belangrike Amerikaanse deelstaat. Soos julle kan sien, hier is heelwat landerye, boerderye, daar agter is plase met silo's, kleiner industrieë, en dit is natuurlik die dele van Pennsylvania wat in verlede jaar se verkiesing deurslaggewend was. So ek het besluit om net so 'n kort insetseltjie vir hierdie week se episode tog in hierdie dorpie te maak. Dis almal dorpies met 200, 300, dalk 500 inwoners hier. Maar dis natuurlik baie belangrik, want hoe het Donald Trump verlede jaar dit reg gekry om Pennsylvania te wen? Pennsylvania natuurlik een van die belangrikste state in Amerikaanse verkiesings. Jy wen omtrent nie meer 'n verkiesing in Amerika sonder om Pennsylvania te wen nie. Dit het Trump bewys met al twee die kere wat hy wel verkies is as Amerikaanse president. En wat verlede jaar gebeur het, wat baie belangrik is, wat almal nie noodwendig van bewus is nie, is dat in hierdie gebiede, nou in hierdie dorpie waar ons nou staan, het ek gesien dat 65% van kiesers vir Trump gestem. Ek was nou so 'n bietjie verder oos in nog 'n dorp waar dit selfs hier by die 70% was.
die deelname in hierdie plattelandse Trump-gebiede was geweldig hoog gewees. Uitsonderlik hoog gewees. Jy het sommige van hierdie dorpe gekry dat soveel as 85% van kiesers, stemgeregtigdes gaan stem het. In Pennsylvania wen die demokrate as die deelname hoog is in Philadelphia. Die mees demokratiese stad in die staat, reg in die verre ooste. Natuurlik is daar ook in ander stedelike gebiede soos Pittsburgh en so aan in die stadsentrums groot konsentrasie van demokratiese kiesers. Maar Philadelphia baie belangrik. Wat het in Philadelphia gebeur? Soos in al die stede in Amerika, daar was 'n afname verlede jaar in kiesers. So minder kiesers het gaan stem, lae deelname, so laag as 60% in baie van die stedelike gebiede. So as jy afname het in kieserdeelname in jou demokratiese hartland en jy het hier in die republikeinse hartland ongelooflike hoë deelname, dan wen iemand soos Donald Trump soos verlede jaar die verkiesing. Trump kon dit regkry. Die vraag is, gaan Republikeine in die toekoms dit kan bly regkry? Pennsylvania is 'n staat wat toenemend begin neig na die Republikeine se kant toe, maar om dit te wen, moet hulle in hierdie gebiede, en dis 'n reuse staat, Pennsylvania. Ek ry vandag letterlik van die ooste tot die weste deur die hele Pennsylvania. Dis 'n reuse staat, honderde myle, en baie plattelandse gebiede, en hier moet jy baie hoë stemdeelname hê, kieserdeelname hê. Mense moet gaan stem teen hoë persentasies vir Republikein om dan nou die deelstaat te kan wen. Dit was die model verlede jaar. Dit was die model in Georgia, waar daar in Atlanta minder deelname was en op die plattelandse gebiede hoë. Ons kan dieselfde sê in Michigan, lae deelname in Detroit, plattelandse gebiede, hoë deelname. Wisconsin, lae deelname in Milwaukee en Madison, en in die platteland baie hoë deelname. Al die belangrike deelstate was dit die geval gewees. Dit was natuurlik ook die geval in plekke waar die demokrate in elk geval wen, soos New York en Californië en al daardie state ook. Maar ja, ek het net gedink interessant, nie baie om te wys nie, dit is maar klein plattelandse dorpie hierdie, maar as mens hier in die hartland van Pennsylvania staan, dan verstaan jy so iets van wat verlede jaar in die verkiesing hier afgespeel het. Natuurlik is al hierdie gebiede onder groot druk. Hier is heelwat steenkoolkragstasies. Ek het nou net by 'n steenkoolkragstasie verbygery. Dis nog die Appalachia gebied waar daar baie steenkoolmyne in die verlede was. Heelwat armoede hier in al hierdie dorpe. Mense wat voel hulle is agtergelaat, en dat al die fokus op die stedelike gebiede is, veral wanneer demokrate regeer, dan word al die geld natuurlik op die stede spandeer. En dit het dan ook afgespeel hier in die politiek in Pennsylvania. Ek staan hier in New York, die grootste stad in Amerika, een van die grootste stede in die wêreld natuurlik. Dis Times Square hier agter my op maandag aand. Julle gaan hierdie heelwat later hier sien. Ek het tog gedink om so 'n insetseltjie te doen vir hierdie week se episode van Wêreldwys oor New York, 'n baie belangrike verkiesing wat voor lê volgende maand. Oor enkele weke is hier 'n burgemeestersverkiesing in New York, en die huidige burgemeester van die stad wat uittreë, hy was 'n kandidaat, maar hy het maar minder as 10% van die steun en peilings geniet. So hy tree uit dan nou na hierdie verkiesing en sal nie meer 'n kandidaat wees. Hy kan dus die burgemeester raak nie. En hier's 'n ewige stryd tussen 3 kandidaate. 'n Redelike ver linkse kandidaat wat sosialis is en dan ook lid is van die Demokratiese Party, Zoran Mamdani. Hy loop ver voor in die peilings op meer as 40%, byna 50%, en gaan waarskynlik die volgende burgemeester van New York wees, die mees radikale burgemeester in die geskiedenis van hierdie stad. Die ander kandidaat, 'n voormalige gouverneur van New York, het maar tussen 20 en 30% van die steun en gaan waarskynlik nie inhaal nie, en daar's ook 'n Republikein, Curtis Sliwa, wat maar omtrent 20% van die steun geniet. Natuurlik 'n stad waar demokrate in elk geval 'n groot meerderheid het. So, interessante tyd die volgende paar weke. Ek vermoed dit gaan Mamdani wees wat die verkiesing gaan wen. Dit gaan 'n groot impak hê, nie net op New York nie. Radikale linkse kandidaat wat die stad gaan verander, maar ook 'n groot invloed gaan hê op Amerika se politiek. Dit gaan verseker nasionale invloed hê, ook in aanleiding of in aanloop dan nou tot volgende jaar se middeltermynverkiesing hier in Amerika. Staan nou weer terug hier in Michigan, al die pad terug na 3 weke. Ons het 3 weke gelede
hier op wêreldwys natuurlik begin in Michigan, julle reis deur Amerika onderneem en vandag eindig hierdie reis reg hier in Michigan. Nou ek is hier in 'n klein plattelandse dorpie Alto in die weste van Michigan, nie ver van Grand Rapids af nie, voor 'n kerk, die First Baptist Church van Alto, wat uit die 1880s dateer. Baie mooi dorpie en kerkie hier reg oorkant my is mielielande. Dis omring die hele dorp met plase, byna oestyd hier. Die temperature wat behoorlik begin daal, die temperature nou van omtrent maar hier by 10, 11, 12 grade. Mens kan voel dis herfs, die herfs het hier in die noorde van die VSA arriveer. Dit bring ons aan die einde van hierdie skakelbesoek aan Amerika, waar ek ook vir julle heelwat probeer wys, ook op hierdie week se episode heelwat vertel het natuurlik van verskillende deelstate waardeur ek die afgelope week of wat gereis het. Dankie dat julle saam gekyk het, saam getoer het deur die VSA die afgelope 3 weke. Ons het begin met daardie konferensie 3 weke gelede op Mackinac Eiland hier in Michigan, in die verre noorde van Michigan. En natuurlik kan julle gerus indien julle daardie episode gemis het, daar gaan daarna terugkyk. Verlede week se episode wat dan ook vanuit Texas in die suide van die VSA was. So, indien jy dit gemis het, gaan kyk gerus. Ek hoor graag van julle, julle bydraes oor hierdie week se episode van Wêreldwys hier op Marula Media. Laat weet my gerus wat dink julle daarvan. En volgende week is ek hopelik dan terug in Suid-Afrika en kyk ons na verskillende internasionale nuusgebeure van die afgelope paar dae, veral gebeure nie net hier in die VSA nie, maar dan ook in Europa en in die Midde-Ooste. En ons gaan ook 'n bietjie kyk na politiek in Europa. Ek het nie daarvan vergeet nie. Die komende verkiesing in Nederland, afgelope verkiesing in Tsjechië, daar's heelwat politieke verwikkelinge reg oor Europa, belangrike sake. Ons gaan verseker in volgende week se episode lekker daaroor gesels. Maar ja, ek groet julle hier vanuit die pragtige platteland in Michigan met mooi herfsklere wat besig is om te vorm. As julle hier so afkyk in die strate, kan mens baie duidelik die mooi Michigan herfsklere sien. En ek groet julle dan tot volgende week.